Met die kruis, toe Jesus gevange geneem is, het sy disippels wat gedoen? Ek praat altyd van die fliek, Run Forrest Run, die Forrest Gump fliek, daar die woorde Run Forrest Run, dit is wat die disippels gedoen het, hulle het gehardloop, hulle het gevlug, hulle het gevrees vir hulle lewe, want hulle leier is gevange geneem, en dalk is hulle volgende, en dat hulle het hulle self gaan toesluit in 'n vertrek, so let wel, 'n vertrek, probeer in jou kop die prentjie kry, 'n vertrek met mure, en met 'n deur wat gesluit is. En dan die volgende woorde in Johannes 20 vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Nou mense, hier is Jesus se eerste verskyning aan sy disippels, nadat hy opgestaan het uit die dood. Hoe gebeur dit? Op 'n onmoontlike manier. Dis 'n gebou met mure en met 'n deur wat gesluit is. En hier staan Jesus. Wat sê dit vir ons? Dat Jesus kan deur mure kom, hy kan deur geslote deure kom om by jou te wees en om by my te wees. En hy het alle rede gehad om hierdie disippels te berispe. Dis hierdie disippels wat gevlug het. Dis hierdie disippels wat hom alleen gelaat het. Dis hierdie disippels wat hom gedrap het by die kruis. Net Johannes was by die kruis gewees. En 'n klomp vrouens en die Romeinse soldate wat Jesus bespot het. Waar was sy disippels? Nee, hulle het weggekruip. Hulle het weggehardloop. Hy het alle rede gehad om hulle te berispe en hulle tereg te wys. En hy doen dit nie. Weet jy wat, hy het alle rede vandag om my en jou ook te berispe en tereg te wys. Wat is die woorde wat hy 2 keer gebruik teenoor sy disippels? Nadat hy deur 'n geslote deur, ek wil amper sê breek, en deur mure breek om by hulle te wees. Vrede vir julle. My genade vir julle, my liefde vir julle, my deernis en my omgee vir julle. En dis wat hy vandag vir jou ook wil sê. Ten spyte van jou droogmaak en jou verkeerde keuses, ten spyte van jou twyfel en onsekerheid, ten spyte van moeilike omstandighede en swaar en seer in jou lewe, vrede vir julle, vrede vir jou, my liefde, my genade vir jou. Dis die God wat ek en jy dien. Dis die God vir wie ek en jy Vader kan sê. Mag jy dit elke dag doen. Mag jy elke dag ervaar vrede vir jou direk uit God se hand uit. 'n wonderlike week vir jou.